OK, kom ons kyk 'n video oor die foto-elektriese effek. Nou, ek moes vir myself net gou al die formules neerskryf. En toe sien ek daar's 'n definisie en toe besluit ek maar nee, ek preek vir julle dat julle eksamenriglyne moet naby hê. So daar's die eksamenriglyne. Die foto-elektriese effek is 'n definisie wat hulle definitief kan vra. Druppelfrekwensie kan hulle definitief vra. Werksfunksie kan hulle definitief vra. Dis die 3 wat ek hier definitief sal weet, of sal leer. En dan gaan loer dat jy weet waar is al hierdie formules op jou inligtingsblad. Dat jy nou nie moet soek en paniekerig raak nie. Hulle is daar, E, H, F, maar ook as jy nie die frekwensie het nie, maar die golflengte, dan is daar verbuiging. Ek het hom neergeskryf. Die W, wat is W? W0 is my werksfunksie. Dis die minimum energie wat die metaal nodig het om 'n elektron vry te stel. Druppelfrekwensie F0 is die minimum frekwensie van die lig wat nodig is om die elektrone vry te stel. So dis baie naby aan dieselfde, maar daar's 'n klemverskywing. So as ons kyk na die vraestel, dan vra hulle vir jou in 'n foto-elektriese ondersoek is lig van verskillende frekwensies op elk van 2 metale. So jy kan nou natrium, kalsium, sink, daar's 'n verskeidenheid van metale waarop jy lig kan skyn, en as die frekwensie reg is vir die tipe metaal, dan sal jy elektrone vrystel wat jy kan vang en in 'n stroombaan sit vir jou sonpaneel byvoorbeeld. Die grafiek van maksimum kinetiese energie en die van daai elektrone en die frekwensie van die invallende fotone is hierso. Nou, belangrik, waar was daai prentjie? Kom ek teken hom weer. Jy het hier 'n metaal met gedelokaliseerde elektrone, vreeslike groot woorde. Omdat dit 'n metaal is, kan hierdie elektrone bietjie rondbeweeg, unlike van die ander elemente. En dan het jy lig wat hier inskyn. Nee. Hier is elektrone, hier is fotone. Onthou om daai onderskeid te maak, dat jy nie wanneer jy goed verduidelik, of definisies of verduidelikings neerskryf, die 2 omruil nie. Die fotone met hulle energie kom in, en dit sal of genoeg of nie energie gee, sodat hierdie elektron uit die metaal vrygestel kan word, en in 'n stroombaan ingaan. Okay. So hier is die maksimum energie van die elektrone, en dis die frekwensie van die lig. En ons weet nie wat is daai maksimum energie nie, maar hier is 'n lyn, en jy gaan hom nou altyd kry. Hierdie metaal het hierso 'n waarde. Dit is die minimum frekwensie, so daai sal wees F0, die minimum frekwensie wat hierdie metaal A nodig het, sodat 'n elektron kan vrygestel word. As hy presies daar is by 5, dan het jy 'n elektron wat vrygestel word. Die oomblik as jy 'n raps meer frekwensie het, dan het hy nie net wat hy vrygestel word nie, maar hy het so bietjie kinetiese energie, so hy kan begin beweeg. As jy net 'n 5 maal 10 tot die mag 14 hertz het, gaan hy vrygestel word en dan gaan hy daar hover. En dan moet jy aan die ander kant, gewoonlik het jy hierdie kant 'n negatiewe plaat, nee, jou metaalplaat, en aan die ander kant, hoe lyk die stroombaan? Stroombaan lyk so, hier val jou lig, hierdie ouetjie sal negatief wees, en dan sit hulle 'n baie sterk positiewe plaat hierdie kant, om die elektrone wat vrygestel word, te trek hier na die positiewe kant toe, en dan gaan hy in die stroombaan in. So, as ek 'n frekwensie het van 6 maal 10 tot die mag, dan het hy nou al 'n bietjie kinetiese energie, dan beweeg hy bietjie meer. Goed. Hulle vra vir jou, skryf die numeriese waarde van die helling neer. Nou weet ons al,
jy moet as jy na grafieke kyk, moet jy altyd hierdie in ag neem of in ag hou. Y is gelyk aan mx plus c. Hierdie ouetjie sny die y-as, nee, c, hier onder by maksimum kinetiese energie. En dan is op die x-as het jy frekwensie. So hierdie is frekwensie. Ons wil weet wat is die helling. Die y-as is my maksimum kinetiese energie. En nou hoop ek jy kan al hierdie bietjie raak sien. E is die energie van my elektron. Waar is my eksamenriglyne? Daai E, ons het nie 'n verduideliking hier nie, maar daai is die energie. Energie, nee, moenie dit doen nie. Die energie van my elektrone. Ja, die energie van die elektrone. So, as ons weer terug gaan hierso. Hierdie ene is daai. So hy moet alleen aan die een kant kom, want is my y-as. Wat beteken, kan ek so maak, EK is gelyk aan. So nou moet ek daai energie hê, minus W0. Nee, ek vat my W0 oor. W0 is H maal met, so ek gaan hom sommer opsplit, want ons het nie 'n W op ons grafiek nie. Ons het 'n F. So daar's my F. En nou kan jy begin sien wat hier aangaan. Daar is my y-as. Hierdie dink ek gaan my C wees. En hierdie is my x. Daar is my x. En hierdie ouetjie moet my Planck's dit is Planck's konstante. Hy moet my helling wees, want dit is wat voor my x-as staan. Ek is jammer, jy kan nie sien nie. So die eerste vraag wat hulle vir jou vra, skryf die numeriese waarde neer van die helling van hierdie grafiek. Daai is Planck's konstante. En jy gaan dit kry deur jou formule, hierdie formule te manipuleer. Kyk, wat is op jou x-as, wat is op jou y-as? Herrangskik hom, nee, maak kinetiese energie jou onderwerp van die vergelyking. Daai wat jy al gedoen het. En op daai manier kry jy, wat is die helling van die lyn. Definieer, werksfunksie. Werksfunksie kan nou of W0 wees, of F0. F0 maklik druppelfrekwensie. Werksfunksie, dis my, hierdie is die minimum frekwensie wat ek nodig het, daar is die minimum energie wat ek nodig het om 'n elektron uit 'n metaal te kry, werksfunksie. Hierdie is maklik om te onthou want hy het 'n F, minimum frekwensie, minimum energie. So gaan leer daai definisie. Hoe sal elkeen van die volgende beïnvloed word wanneer jy lig met 'n frekwensie van 12, so daar is my 12, dis nou al 'n goeie frekwensie om elektrone vry te stel met 'n maksimum kinetiese energie. Hulle kan nou al rondhardloop. Maar jy gaan die intensiteit meer maak. So jy het hier 'n flitslig of 'n bron van baie naby aan UV-lig, want dit is die ouetjies wat genoeg energie het. En jy kan hom of flou stel, of jy kan hom helder stel. Die frekwensie bly dieselfde. Dis net die hoeveelheid fotone wat jy op jou metaal laat skyn. So die waarde van x is my maksimum kinetiese energie. Hoeveel energie het my elektrone nou met hierdie frekwensie? Dit gaan nie verander nie. Maak nie saak hoe helder ek hierdie liggie laat skyn nie. Met daai frekwensie kan ek net hierdie hoeveelheid kinetiese energie maak. So die waarde van x gaan dieselfde bly, geen effek nie.
die aantal fotoelektrone wat per tydseenheid vrygestel word, gaan wel meer wees. So omdat ek hier 'n helderder liggie laat skyn met die regte frekwensie, gaan ek meer elektrone uit my metaalplaat kan laat ontsnap. Maar hulle gaan teen dieselfde snelheid, nê? Kinetiese energie is helfte massa snelheid kwadraat. Daai snelheid gaan dieselfde wees. Daar gaan net meer elektrone wees wat hierso teen dieselfde snelheid hardloop as wanneer ek 'n flou liggie met 'n lae intensiteit gebruik. So dis daai twee, dis sommer net kennis. Metaal B met 'n groter werksfunksie as metaal A. So 'n groter werksfunksie beteken W0, dit moet nou groter wees. So hy het meer energie nodig. Meer energie om 'n elektron te laat vrykom. Teken die grafiekie bo in jou antwoordboek oor, moenie waardes insluit nie, en onthou om A te benoem. So jy gaan op jou papier, gaan jy baie netjies met jou liniaal, het hulle vir my 'n negatiewe as nee. Daar is jou A, en nommer hom asseblief, of merk hom. En dan B, sal daarso wees. B het 'n groter werksfunksie. Hy het meer energie nodig om 'n elektron vry te stel. So hy gaan dieselfde helling hê, want onthou helling is Planck se konstante. So dit moet dieselfde wees, maar hy het meer energie nodig. En is dit die einde van die vraag? Ja. Ons het nie eers nodig, ek het hierdie twee geskiep. Ek jammer, dit was nie Asperus nie. Ek wil net sê, hier was nêrens 'n som nie. So as ons nou die werksfunksie van A moet bepaal, die werksfunksie daarso, dan kan jy die, ekskuus vir die stoel, dan kan jy nou die hele groot formule gebruik. Maar ons het nie die kinetiese energie nie, en ons het nie E nie. Kan ons nie net W gelyk aan F0, so werksfunksie van A, werksfunksie is moet gelyk aan H F0, kry ek op my inligtingsblad. H weet ons is Planck se konstante, en ek ken hom net tot daar. Geef vir ons gou die, hierso is ons formules, en die konstante, Planck se konstante, 10 tot die mag minus 34. 10 tot die mag minus 34. En dan F0, wat was die minimum frekwensie wat ek nodig gehad het? En asseblief moenie net insit 5 nie. Hier is jou waardes, maar in plaas daarvan om by elkeen 10 tot die mag hoeveel te sit, het hulle dit hier by die byskrif gesit. 5 maal 10 tot die mag 14 hertz. En dan kan ek hierdie twee met mekaar maal minus 34. En ek hoop ek het dit reg uitgewerk. 315 maal met 10 tot die mag min 19. Dis in my werksfunksie, dis die minimum hoeveelheid energie. So ek het 'n sterk vermoede ons sal hom meet in joules. Moenie afrond nie. Ek dink nie my foon, my sakrekenaar het afgerond nie. As jy, nee, jy kan nou daai 1 'n 2 maak, maar dis veiliger. As daar net 3 desimale is, skryf die 3 desimale, vir ingeval jy 'n simpel fout maak. En kyk dat jy oral die minusse en die plusse en die kommas mooi reg het. En die volgende vraag wil hulle weet, wat is x? Bereken die waarde van x hierso op my grafiek. So nou wil ek daai maksimum kinetiese energie hê.
ek het vir W0, ek het nie vir E nie, maar hier is 'n E, en ek het Planck se konstante, so as ek net die regte F hier kan invervang, dan kan ek vir E uitwerk, hom hier insit, dan het ek die E, my werksfunksie, en dan kan ek my kinetiese energie uitwerk. Formule. Ok, so terwille daarvan dat ek nie die somme te ver uit mekaar uit doen nie, gaan ek hier in squash. So ek vat my groot formule, E is gelyk aan W0 plus EK, en onthou van julle onderskrifies, max. Ek gaan gaan ek opbreek in HF. Die werksfunksie hoef ek nie weer uit te werk nie, ek het hom ons nou hier gedoen, so ek gaan hom sommer klaar in vervang, maal 10 tot die mag min 19, plus my maksimum kinetiese energie. H weet ek is Planck se konstante, 6,63 maal 10 tot die mag min 34. F, sou ek 'n F kon kry op my grafiek? Wel, ek wil graag die maksimum kinetiese energie, daai eksie bereken, en sy y-waarde is hier die frekwensie. Die 5 was die frekwensie, my minimum, my drempelfrekwensie, wat ek gebruik het om my werksfunksie W0 uit te werk. Maar niks keer my, jette nee, dankie meneer, niks keer my om hierdie ene nou in te vervang, om die energie wat hierdie elektrone nou het, uit te werk nie. So, ek gaan daai frekwensie hierso in vervang, 12,54, en onthou weer daai 10 tot die mag 14, en dan kan ek dit uitwerk. En terwille van tyd, gaan ek gou pause, dat jy nie hoef te hoor hoe ek my sakrekenaar gebruik nie. Ook maar goed, ek moes hom 'n paar keer intik, om nie 'n syntax error te kry nie. En my max antwoord is, dis 'n lekker een, 4,99902. So, ek gaan hom afrond, nee, as ek moes afrond na 2 desimale toe, dan sou daai 9, daai ene, so 5 maal 10 tot die mag min 19 joules. Niks keer ons om te sê 4,99902 maal 10 tot die mag min 19. As jy onseker is wat jy moet doen, nee, dan kan jy altyd daai hele ene afskryf. So dit is die somme wat jy kan verwag by die foto-elektriese effek. Die werksfunksie, die maksimum kinetiese energie, die gewone energie van elektrone, wat teen nie die minimum frekwensie nie, maar hoër frekwensies al reeds vrygestel is. Dan die enigste ander ding wat hulle hier vir jou kan sê, as ek gou na die eksamenriglyne toe gaan, is die absorpsie en emissie spektrums. En hier is dit net belangrik. Ek het dit so mooi in die klas geteken. Absorpsiespektrum kry jy as jy, daar's 'n ding van 'n warm lig en 'n koue lig. Julle kan gaan lees daarso. Wanneer lig deur 'n koue gas beweeg, dan absorbeer die atome in die gas en hulle maak donker lyne wat jy kan waarneem. So jy gaan daar's nie 'n manier om hierdie te teken nie. Ek gaan gou vir julle 'n fotootjie wys. Ag, hierdie is nou so mooi. Hierdie was, ek neem aan hy begin nou weer. Hierdie is 'n emissiespektrum. So dit is waar jy begin met pikswart
En afhangende van die lig wat jy daarop skyn, die bron, nee, ek kry een of ander ligbron planeet en ek skyn dit. En afhangende van wat hy gemaak is, kry jy dan hierdie kleur emissie, net dit wat hy vrystel. En het ek nou sommer net geklik op die een. Hierdie is wat ek vir julle in die klas gewys het. Wat as jy die lampie naby aan die, wat is daai ding wat ons hande so kan opsit, dan maak hy hierdie. Dit is ook 'n, wat gaan die oom nou doen? Dit is ook 'n emissiespektrum. Daai gas absorbeer die elektrisiteit, die frekwensie, die energie, en dan straal hy 'n lig uit. Maar dan kry jy ook absorpsiespektrums. En ek het nou gehoop hulle sal dit maklik vir ons wys. Net weer, hoe gebeur dit? Die energie word deur die elektron opgeneem. Hy spring na 'n hoër energievlak toe, wat nader is aan die kern, maar dis onstabiel. En dan as hy terugspring na sy gewone plekkie toe, dan straal hy hierdie lig uit. So die elektron absorbeer van die energie. Hy spring na 'n hoër energievlak toe, wat nader is aan die kern. En wanneer hy weer na sy natuurlike posisie toe terugkeer, dan straal hy daai energie uit. En dit is in 'n kleur. Afhangende van die hoeveelheid energie wat hy opgeneem het, afhangende van die element, is die frekwensie, die kleur wat hy uitstraal, sê vir jou wat sy element dit was. Hier is weer van daai buise wat ek ook hier in die klas gehad het, wat almal verskillende kleure gemaak het. En dit is waar dit gaan. Jy hoef regtig nie meer in diepte daarin te gaan nie. Ons kan nie vir jou van hierdie spektrums gee nie, want julle vraestelle word in wit en swart afgerol. So jy gaan nie iets kan waarneem nie. Hulle het al in vorige vraestelle sulke grafieke gesit waar hulle die lyne trek wat veronderstel is om jou atoom se energievlakke voor te stel. En dan sal hulle wys, daar het 'n elektron gespring en daar het 'n elektron gespring en toe spring hy terug, nee so. Maar dit is by die uitsondering wat hulle in soveel detail ingaan en dis nie regtig in ons eksamenriglyne nie. So dis net om 'n bietjie insig te toets. Maar solank jy weet, jy het daar so 'n elektron wat gewoonlik iewers in 'n energievlak is, en as hy energie opneem, dan spring hy nader. Kom ons sê, daar is nie die kern nie. Hy spring nader na 'n hoër energievlak toe, en as hy terugspring na sy oorspronklike posisie, dan stel hy energie vry, dieselfde hoeveelheid wat hy opgeneem het, en dit het 'n spesifieke kleur. Dis regtig baie mooi om te sien. En dit is hoe hulle weet wat se elemente kom op planete voor byvoorbeeld. En as jy vreemde klippe en goeters kry, dan sit jy dit in hierdie masjiene waarvan ek die naam geken het. En hy ontleed dit, stuur frekwensies, en dan kry jy hierdie kleure wat die oom op hierdie video gewys het. Dan kry jy sulke prentjies, daai, en dan kan hulle bepaal waaruit bestaan hierdie onbekende stof. Baie interessant.